Hallo julle almal. Baie lekker om weer by julle te wees na 'n week. En nou ja, hier in Heidelberg waai die wind. Dit was vanoggend die vlakte marathon. Ek is gedaan van daardie marathon om die hele tyd so saam te ry en jy klem die stuurwiel so vas van die kar en jy moet dan is dit die petrol, dan is dit die rem, dan is dit die koppelaar, die klats, en dan sit ruite op en af en hande. My arms is so gedaan. Okay. Nee, okay, dit is nou maar so. Ek beloof ook, ek sal nie 'n marathon lengte preek vir julle gee nie. Gebed. Hoe gaan dit met ons gebedslewe? Hoe gaan dit met jou gebedslewe? Gebed is 'n ongelooflike, wonderlike geskenk, 'n gawe wat God ons gegee het, om met hom te praat, om met Jesus te praat, enige plek. Ons lees in Tessalonisense, 1 Tessalonisense 5, dan sê hy daar, dat ons moet gedurig bid. Ons moet gedurig bid. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wat beteken, nou ja, dit is nou nie dat jy nou die hele tyd net gaan bid, maar dit is 'n ingesteldheid op God, om die heeltyd van God, van Jesus, van sy Heilige Gees bewus te wees. Nou, wees in alle omstandighede dankbaar. Hierdie hou verband met mekaar, die blydskap, vreugde, bid, die kontak met God, want dit bou weer die blydskap, die dankbaarheid. Dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees teenstaan nie. En dan gaan dit nie net oor die volgende deel, moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie. Toets dit alles. Die ou vertaling het gesê, beproef alle dinge, behou die goeie, en dan het baie mense gegaan en baie verkeerde goed gaan doen en gesê, dit is nou hoe dit moet werk. Nee, het gaan hier oor die profesie of die prediking. Toets dit, ons mag dit doen. Maar jy kan die Heilige Gees ook teenstaan wanneer daar fout is in jou gebedslewe. Wanneer daar fout is in dankbaarheid, in blydskap, in goeie verhoudings. Jy sien, dit gaan oor jou hele samestelling, wie en wat jy is. Erken mense wat so hard onder julle werk, wat en julle in opdrag van die Here lei en te regwys. Mense sal dit regtig graag, dat die kinders dit dubbel en dwars hoor. Met geestelike werkers, ouers, ja, daar is ouers wat opslip en nie hulle deel doen nie, regtig, maar hierdie, om te lei, in die Here te lei en te reg te wys, wat is reg, wat is verkeerd, betoon 'n liefde, agting vir hulle, leef in vrede met mekaar. Dit gaan oor 'n totale, God wil 'n totale in besit neem van jou lewe wees. Ek stel dit nou lomp, jou totale lewe. Het gaan nie net oor bid nie, maar het gaan oor verhoudings, uitreik, vrede, en die getuienis na buite. Nou goed, kyk, gebed. Ek onthou as kinders het ons al geleer in die CSV en in die kerk, gebed het verskillende elemente. Daar's natuurlik, ek gaan nie oor hulle almal praat nie, maar daar is
om te vra. Ons mag, Jesus het ons geleer, jy bid eers, die versoek is eers, dat God se koninkryk sal kom, dat sy naam geheilig sal word, die ons Vader, soos Jesus ons geleer het, dat sy koninkryk kom, dat sy wil sal geskied, God se sake eerste. Kan jy en ek, is ons in staat om wanneer dit sleg gaan met ons, eers aandag aan die Here se sake te gee in gebed. En nie sommer net in te storm en net te vra nie. Ons moet vra, ons mag, daardeur bely ons afhanklikheid van die Here. Hy weet wat ons nodig het, maar ons moet vra. God wil dit hoor, hy wil dit hoor. Om te vra, versoeke, want Jesus sê vir ons Vader, dat gee ons vandag ons daglikse brood. Vergewe ons skuld, ons sonde, soos ons ander vergewe wat teen ons sondig sien. Weet dit hou verband, as jy vir jouself vra, dan gaan dit ook oor ander wat vergewe moet word. Dis maar die liefdesgebod, nee? God lief hê in jou naaste soos jouself, en gebed wil dit ook so alles aan mekaar bind in jou lewe. Versoeke en om te vra vir vergifnis, skuldbelydenis by die naam, dis 'n preek op sy eie, nie sommer so in die algemeen soos ons baie keer bid, vergewe ons menigvuldige sondes. Ja, dit is menigvuldige, maar ek noem dit by die naam. Noem dit by die naam. En dan natuurlik lofprys, aanbidding, God se naam groot te maak, om maar baie keer net te gaan sit en te dink en met God te praat oor wie hy is en wie is God vir jou. Voorbeding, dink aan ander in jou gebede. Ons dink nie net aan onsself nie, sê Paulus daar op 'n plek in die Nuwe Testament. Moenie net aan jouself dink nie, maar dan ook in ons gebede. Voorbeding, intree, want ons is priesters, soos die oudtydse priester ingetree het vir die volk by God, dat ons intree vir mekaar by God. Baie elemente, maar ek wil veral een saak uitlig. En kyk, dit gaan oor 'n balans. Party daar is jy net besig met skuldbelydenis of voorbeding. Jy hoef nie elke keer nou af te tel voorbeding, versoeke, skuldbelydenis, wow, dis 'n balans. Party daar is die behoefte vir een van die elemente van gebed meer, maar nooit mag jou gebedslys in jou kop ook dan leeg wees, in die sin van, daar's nie plek vir ander mense nie. Bid vir mekaar in die huis, pos somme net hier, en bid vir mekaar. Vra vir mense, waarvoor kan jy vir hulle bid? Dis vir my 'n kragtige vraag, om vir mense te vra, waarvoor kan ek vir jou bid? En ook spesifiek, soos wat jy spesifiek sonde bely. Maar dan 'n element, as ek dit so mag noem, dankbaarheid. Filippense, dis vir my een van die mooiste gedeeltes, een van my favorite gedeeltes. Hier praat hy weer oor, ek vermaan Euodia, vermaan Syntyche, om eensgesind te wees. As jy oor gebed praat, dan praat jy oor verhoudings, dan praat jy oor eensgesindheid, dan praat jy oor wees altyd bly in die Here, vers 4. Dan praat jy oor om ook mense te vermaan, hy sê hier, ek vermaan hulle. Dan praat jy oor van mense wat sy medewerkers is. Al moet jy dan soms maar raas met mense in jou huis en met mekaar, dissipline en vermaan. Dis 'n geweldige bediening om mekaar te vermaan oor iets wat verkeerd is. Maar dan die blydskap. Wees bly, ek herhaal, wees bly. Moet oor niks besorg wees nie. Dis 'n swaar bekommernis, dis twyfel.
om nie meer te weet of God sal sorg nie, nê? Om jou vertroue in die Here te verloor. Maak in alles, die kleinste dingetjie, die grootste ding, bid oor alles, praat met God, met Jesus oor alles. Maak in alles julle begeertes deur gebed, smeking, met danksegging aan God bekend. Danksegging. Moenie vergeet om dankie te sê. Moenie vergeet om dankie te sê. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Een van die gevolge dan van gebed met die Here praat. Hoe kan ons harte, gedagtes, hoe gaan ons harte aan die klop, ons gedagtes aan die loop en aan die hardloop? Dan sê hy ook, vul jou gedagtes ook met wat waar is, vers 8, edel, reg, rein, mooi, prysenswaardig, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook al is. Maar daai balans, moenie die dankbaarheid vergeet. Moenie dat die boos of probleem of wat ook al, of iemand wat jou ontstel, wat of wie ook al, jou vreugde, jou joy, jou vrede, jou positiewe gedagtes, denke, jou gebedslewe van jou wegsteel. Hierdie vrede bewaar ons, dat ons nie beroof word, dat ons blydskap en vrede en liefde en die oorwinning en die hoop van Jesus Christus en God, ons Vader, nie weggesteel word nie. Dankie, om dankie te sê. Skryf 'n bietjie neer, sê vir mekaar, pos nou maar hier of na die preek, waarvoor kan jy dankie sê? Ag, ek dink ek het dit al vir julle gesê, maar as jy die oggend wakker word, voordat jy jouself gryp, ja, ek het nou dag in 'n preek gesê, voordat jy jouself gryp, of wat ook al, gaan na eers badkamer toe as jy moet, maar terwyl jy so loop deur die huis of gaan koffie maak, of vroeg op die stoep gaan sit, los dan eers die koerant en op die webblad of waar ook al, en sê dankie vir 3 of 5 of 10 dinge. Al is al hoeveel probleme in jou lewe, fokus op die positiewe, gaan sê dankie. Ek wil bietjie, kom ons praat daaroor, waar het begin? By Adam en Eva, die eerste ondankbaarheid, hulle het alles gehad. Alles, die paradys. En die slang kom en hy saai die onrus, die twyfel, en sê, julle het nie alles. Julle moet fokus daarop, om soos God te wees, wat goed en kwaad sal ken. Hy het vir julle hierdie opdrag gegee, maar julle sal nie sterf nie. Eet van daai boom. Julle sal soos God wees, staan na Genesis 3. En toe gaan fokus hulle op wat hulle nie het nie. Hulle waardeer nie hulle volmaakte mens wees, hoe God hulle gemaak het. Want daar was nog nie sonde nie. Dit waardeer hulle. En hulle wil nou soos God wees. En dan die ondankbaarheid. En dan sien jy, daar gaan die vrede tussen mekaar. Daar gaan die vrede met God. Toe hulle kinders later daar is en die offer bring, en Kain se offer word nie aanvaar nie, en Kain raak woedend kwaad. Dis 'n vermaning van God. Kain moes vir God dankie gesê het vir die geleentheid om te verander. Want sy hart was nie in sy offer nie. Oppervlakkig, was oppervlakkig. Dis 'n kans om te bekeer, om dit so te stel. Hy doen dit nie. En hy slaan sy broer dood. En hy moet sy huis verlaat en hy word 'n swerwer. En daar's 'n vloek oor. Alles van ondankbaarheid. Israel in Numeri 11 lees ons, hierdie mense het rede gehad om dankbaar te wees. Slawe vir hoe lank in Egipte, en hulle begin mor en murmureer en kla. Hier staan dit, sê een groep van die mense, was mense van ander afkoms wat saam met die Israeliete
getrek het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry, want kyk, hulle kry nou manna. God gee toe later vir hulle die kwartels, die voeltjies ook. Hulle het begin kla, en toe het almal begin kla. Nou wurg ons. Dit wat hulle het, waardeer hulle nie. Dit wat hulle het, waardeer hulle nie. Hulle bly in die lewe. Hulle is op pad na die beste ooit, die beloofde land, en daar verloor hulle dit, want hulle moet vir hoeveel jaar nog in die woestyn rondzwerf, 40 jaar, en hulle nageslag sal in die land intrek, nie hulle nie. Dat jy dit so kan weggooi oor ondankbaarheid. En wat doen dit? Dit steek al die ander aan, en hulle begin kla en raak ondankbaar. Moses kom op die punt van om vir God te sê, ek wil nie met hulle verder gaan nie, u moet my nou maar eerder doodmaak, asseblief. Waar moet ek nou die vleis vandaan kry? Bring my gerus maar om die lewe, as u my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verdien nie. Hy begin twyfel. Hy begin chickie-back raak met God. Dit is aansteeklik, ondankbaarheid. Dit is aansteeklik, onder mekaar. En dis dan een van die grootste redes waarom ons nie meer blydskap het, of so min blydskap en vrede en waardering en dat dankbaarheid uit ons lewens uit verdwyn. Hierdie ding van ons fokus net op die probleme. Ons is so vol van probleme en sonde, baie keer vol van onsself, dat ons nie kan fokus nie, dat ons nie verder kan kyk. Wat gee God? Wat gee God? Ook in ons randsituasie. Ons moet die goeie soek, en weet, ons is krities, ons mag wees, ons moet profete wees soos Jesus, ons moet praat oor wat verkeerd is, maar ook waardering. Hoeveel waardering het julle vir mekaar in die huis, vir mense by die werk, vir jou bure, vir ander mense in die kerk of wat oor jou pad kom, kinders, teenoor ouers, hoeveel waardering het julle? Hoeveel waardering het jy vir jou kinders? Dis die probleem, ons waardeer nie wat ons het nie, en ons gaan fokus, ons staar ons blind, net teen dit wat ons nou wil hê. Nou wil ons dit hê. Ons het dit op baie stadium nie eens nodig nie, baie keer nie eens nodig nie. Kom ons probeer op die positiewe fokus. Dis wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was. Baie negatiewe dinge in sy lewe, kritiek, die kruis, die pad van lyding, kruis, hy sterf, hy gaan in 'n graf, maar die goeie triomfeer, hy staan op, hy kom terug na sy disippels, hy gee die vergifnis en die versoening, al het hulle hom verraai en weggehardloop, hy begin voor met hulle, en daarom kan Paulus vir byvoorbeeld mense soos die Korintiërs sê, hy trap hulle uit, vreeslike goed, wat hulle verkeerd doen, gaan lees bietjie maar in 1 Korintiërs, maar dan waardeer hy ook, hy sê, dank my God as ek aan julle dink, die waardering, om te soek in ander se lewe, vir die goeie, moenie vaskyk teen die negatiewe nie, moenie veralgemeen nie, moenie as een ding skeefloop sê, dit sal nooit weer goed gaan in my lewe nie, of die Here sorg nie vir my nie, moenie net fout soek. Dankbaarheid. Ek dink aan daai 10 melaatses, is Lukas 17, ja. Lukas 17 word hulle nou genees. Melaatse, verskriklik. Dis 'n doodsvonnis. En Jesus sê, ek sal julle genees. Hulle is uitgewerk in die samelewing. Uitgegooi. Mag nie met ander meng nie. Jy kan dit verstaan. En hy genees hulle. En dan gaan hulle vir die priesters gaan wys, om te bewys dat hulle genees is. En toe hulle so stap, word hulle genees. Ten volle gesond. En net een draai om. Onthou julle die storie, net een draai om. Jesus sê, was daar nie 10 nie? Natuurlijk, Here, jy weet ons al was 10. Half sarkasties, maar weet julle,
'n stelling vol droefheid. Was daar nie 10 nie? Waar is die ander 9? Is jy een van daai 9 wat ondankbaarheid het? Of die een? Al is dit dan net een, nogal 'n Samaritaan, die een wat die Jode en hulle so gehaat. 'n Samaritaner kon ook die Jode nie vat nie. En Jesus praat juis met die Jode en met die Fariseërs wat Jode was, om te sê, ja, ek het gekom om die lewe te gee, maar julle waardeer dit nie, julle vat dit nie. Ons is baie keer in die huis, baie keer as ouers so, daar's so 'n lied, 'n ou lied, van die Pet Shop Boys. Nou, ek grap altyd daaroor. Die Afrikaans is troeteldier winkelseuns. Pet Shop Boys, when I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. Dit is mos nou half onmoontlik. Al maak jy hoeveel foute. Daar is mense wat jy dink, dis net hulle wat altyd te blameer is. Maar daar is so positiewe goed. Nou gaan dit hier oor die verhouding met sy vader, sy pa. In die video wys dan hierdie soort van kloosterlewe, hoe kwaai hulle met mekaar is, mekaar uittrek. En dan sê hy net, everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common, it's a sin. Is altyd alles net 'n sonde, altyd alles net verkeerd. En dit is ook hierdie doemprofete. Elke liewe dingetjie wat gebeur is sonde. Mag nie dit nie, mag nie dat nie. Ek praat nou nie van regtig sonde, maar so veroordeel, judgmental. Father, forgive me, I tried not to do it, sing hulle. Whatever you taught me, I didn't believe it. En dan kom jy op 'n punt, en dan kry ek mense uit my hart uitjag, wat jy verskriklike swaar kry, en ellende, depressie. En ons moet empatie en simpatie hê, dat hulle sukkel om dankbaarheid te hê, maar ons moet hulle gaan help, om weer die dankbaarheid en die blydskap terug te kry, om weer te fokus. Daar's mense wat nie die emosionele intelligensie het, om te kan dankie sê nie, maar jy kan verander. Die Here kan jou verander, jy kan met so 'n bietjie leeswerk en 'n bietjie terapie of wat ook al, kan jy sensitief raak vir jouself wat jy beleef en vir wat God gee wat positief is. Wat God gee wat positief is. Hoe gaan dit? Gaan met jou gebedslewe, hoe gaan dit met die dankbaarheid? Dankie sê in jou lewe.